Altyd lekker om saam met elkeen van julle te kuier. En in besonder het ons vanaand syn, glo ek. En ja, kom ons kyk hoe hou my syn. Vir my Pastor Stef altyd baie lekker om saam met elkeen van u te kuier. En is 'n groot voorreg en soos ek al reeds gesê het, is ek so 'n bietjie uitstedig en sukkel ek so 'n bietjie met ons live. So ons konsentreer maar hierdie laaste week het ek dit geprerekord en ek het dit gesave en uitgesaai en ek glo dat elkeen van u het baat gevind by elkeen van die boodskappe wat in die laaste week bedien is. Nou ja, hier is ek nog steeds in Limpopo, vir jou op TikTok en op YouTube en op Facebook. Baie welkom, baie lekker om saam met jou te kuier, al die pad hier uit Limpopo, net die ander kant Letsiteli. En ja, was dit nou vandag 'n warm dag gewees en sien uit om vanaand saam met jou te kuier en glo dat jy ook sommer vanaand hierdie diens gaan geniet en wat ek mee deel hierdie afgelope tyd is werklik waaroor in my sessies oor diepte en groei in die Here. Nou ja, as jy op TikTok is, jy sal sien, my nommer word daar geshare, deur Ivan en Elmarie, en natuurlik op YouTube sal jy sommer sien, my nommer is daar by die boodskap daarbo. As jy nog nie op ons groepe is nie, en op Facebook kyk, jy sal sien, vanaand is Renier aanlyn, en hy sal ook sommer my nommer so plaas, en T.J, baie welkom, lekker om saam met jou te kuier. Nou ja, die lives is altyd lekker, want dit voel so persoonlik, dit voel so, ja, ons kuier sommer net altyd lekkerder op 'n live en groet mekaar, en jy sal sien op die blad, my nommer verskyn ook daar op Facebook. As nog nie op ons groepe is nie, stuur sommer net jou naam en jou van, en ons gaan werklik waar jy op ons groepe laai, sodat jy ons dagstukkies ontvang, en ook so ons aandboodskappe. Glo, dit gaan met jou baie goed. Vir my, hierdie laaste week en 'n paar dae in Limpopo, was goed gewees. Volgende week en Woensdag het ek 'n sessie by Tikkies, dan is ek weer terug, en ja, ek moet vir jou sê, partykeer so met die bediening, hierdie naweek bedien ek in Palaborwa, by die Volle Evangelie Kerk, by Pastor Basie se lewe, en ja, kyk uit as jy in die omgewing is, kom kuier saam, en ek het werklik ook 'n opgewondenheid in my hart oor die woord vir die naweek, en soos ek gesê het, kuier ek so saam met die Bybelgenootskap hier in Limpopo, en maak ek 'n draai by die gemeentes, en vertel so 'n bietjie oor wat ons doen, en wat ons mee besig is, en vir my, lekker om in die aanlyn sessie, ook so saam met jou te kuier. Vanaand wil ek met jou praat oor daai diepte in jou verhouding met God. Maar Vader, ons wil vanaand eerstens kom om aan U die lof en aan U die eer te gee. En ons wil sê, daar is niemand soos U nie. Niemand wat opgemeet, niemand wat vergelyk kan word met U nie. Here, dankie vir guns. Dankie vir U teenwoordigheid en vir hierdie man en vrou wat op een van hierdie platforms saam luister. Is my gebed dat U haar sal seën, hom sal seën, en hulle ook sal geniet U teenwoordigheid en die krag en die heerlikheid in hulle lewens. Dit wat sy gebed en haar gebed is, dat U dit sal aanraak en dat U ook daarin sal voorsien. Vader, ons eer U vir oomblikke soos hierdie wat ons maar net kan stil word om te besef U almag en U glorie. Ons wil sê vanaand, daar is niemand soos U nie. Ek wil vanaand sê, Here, U is heilig, U is lofwaardig, U soom van die tempel. Niemand kan opgemeet, niemand kan vergelyk word aan die liefde en aan die genade nie. So bid ek vanaand hierdie sessie, dat U haar en hom ook so sal seën, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Lekker om saam met jou te kuier, en natuurlik ons leef in 'n tyd waar baie mense van God weet. En ek wil hê jy moet vanaand hoor wat ek met jou deel, dat jy nie uitmis op dit nie, maar
dat jy jouself ook hierdie vraag afvra, waar staan ek? Jy weet, ons leef in 'n tyd, mense weet van God, maar min mense het daai intiemheid van God se teenwoordigheid in sy lewe. Daar's 'n verskil tussen om oor God te praat en om saam met God te wandel. Met God te wandel, met God te praat, is twee verskillende verhoudings. Om oor iemand te praat en om saam met iemand 'n pad te stap, is twee verskillende goed. Baie mense ken sy naam, maar baie min ken sy stem. En dit is vir my so belangrik, dat jy ook by 'n plek sal kom om jouself af te vra, en ek sê dit altyd in my lives, daar's 'n verskil tussen godsdiens en verhouding, between religion and relationship. En baie keer is ons so in 'n, godsdiens verval, dat ons ken sy naam, ons ken Jesus se naam, ons ken versies, ons kan dit quoteer, maar om sy stem te ken, tussen al die stemme, dit is so nodig. Vir my hier op die eiland, lekker om met baie mensies ook saam te kuier, en wat vanaand ingeskakel is op die eiland, Here seën julle. Ek het vanmiddag my eerste rolballes gehad. Vanaand voel ek voel amper oud. Maar was dit nou nie interessant nie? Ek was bevoorreg om deur Mani, hy is baie, ek glo hy is een van die bekendes in ons land, in die rolbalkringe. Ek het gesien op sy hemp staan, hy is daar van die Bolandse klap. En die rukkie wat ek nou daar gestaan het ek dink baie geleer, meer geleer as wat baie leer seker in weke op die baan. Het is lekker gewees. Maar om met hom te praat oor, kom ek sê, as hy my les moes gee aanlyn, is anders as ek op die veld was, om daar te staan en hy merke kon uitsit en vir my sê waar die bal moet rol. En dit is ook so in ons verhouding met God, is om daai intiemheid van God te kan beleef en dit te kan verstaan. Ek sê is Mani, ek hoop is Mani, maar dit was net anderste as om, jy weet, van hom te hoor, as om hom daar te beleef terwyl hy met jou praat. En dit is hoe God is. En die Here vra van my en jou om ook so in verhouding met God te kan wees. Baie ken God, maar min ken sy teenwoordigheid. Baie ken kerk en aanbid en is in 'n kerk. Maar hulle ken nie God se teenwoordigheid nie. Jakobus kom en hy sê in hoofstuk 4 vers 8, en dit is vir my so mooi, hy sê kom nader tot God, hy sê nader tot my en ek sal tot jou nader. Hoor wat ek vandag vir jou sê, God het jou nie net gered om 'n plekjie in die hemel te hê nie. Hy het jou gered om in hierdie nou oomblik, om in sy volheid, in verhouding, te kan geniet en te beleef. Diepte in jou en in my lewe begin in verhouding met God, wanneer daar 'n hongerte is. Nou 'n hongerte. Nou, as ek vanaand vir jou sê, hongerte na God, vra jouself, wanneer laas het jy by so 'n plek gekom in jou lewe om te sê, ek het 'n honger en 'n behoefte en 'n begeerte na meer van God. Weet jy, daar's meer as net kerk? Weet jy, dis meer as net godsdiens? Weet jy, dis meer as net 'n naam? Weet jy, dis meer as om net iewerste
aan 'n organisasie of aan 'n kerk te behoort, om die hongerte van God in jou lewe te kan hê, het ek en jy so nodig, want jy sal nooit 'n dieper soeke hê, as wat jou hongerte en begeerte is nie. Wat vir my so mooi is in Psalm 42 vers 2, hy sê, soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Dit is nie 'n ligte begeerte nie. Daar's 'n dringendheid, as ek hierdie lees, en 'n diepe dors. In Matteus 5 sê in vers 6, salig is die wat honger en 'n dors na geregtigheid. Die probleem van vandag is, ons is so vol van sosiale media, werk en afleiding. Ons is so vol van dit alles. Maar die hartseer is, ons is so leeg van God. Wat jy voed in jou lewe, en ek wil jy moet hoor wat ek vir jou sê vandag, wat jy in jou lewe voed, bring groei. Wat jy ignoreer, dit gaan sterf. Dit gaan doodgaan. As jy nie jou gees voed nie, gaan jou vlees jou lei. Diepte in jou en in my lewe begin wanneer jy sê, Here, ek wil U meer hê en beleef en ervaar as enige iets anderste. Iemand sê, daar's fout met die klank, maar het klink vir my of die ander almal aanlyn is, kan ek net hoor, ek wil tog nie die mense moet hierdie sessies mis nie. Here, ek wil U meer hê as enige iets anderste. Meer as net Sondag se kerk, meer as net Woensdae se bidure, meer as selgroepe, meer as maar net om te behoort. Nie net op 'n Sondag nie. Nie net wanneer dit sleg gaan nie. Maar ek en jy moet 'n hongerte en 'n dors hê na God. Ek hoor TikTok sê, hulle het so 'n bietjie 'n haakplekkie, Facebook sê, dit is reg. YouTube sê, hulle is reg. Kom ek hoor net gou waar op TikTok nog iemand is, buiten Sandra, wat sê dit haak. Kom ek kyk het of ek hier, ek kan dit altyd, kom ons hoop maar. Ek hoop maar ons is op en ons is daar. Salig is die wat honger en 'n dors na geregtigheid. Jy weet, het ek en jy nog diepte? Want diepte kom deur tyd in God se teenwoordigheid. Verhouding word gebou deur tyd. Lukas 10, kan jy gaan lees in vers 39 tot vers 42. Hy so, Martha sit by Jesus se voete en Martha is besig en Martha was aktief. Die verskil tussen Martha en Maria. Jy weet, Martha was aktief, maar Maria was intiem. En nou moet jy hoor wat ek vir jou sê. Vandag, ons is besig met kerk, ons is besig met bediening, ons is besig met baie dinge, maar min tyd met God. En nou kom hy in Psalm 27 in vers 4, en hy sê, een ding het ek van die Here begeer. Een ding. En dit is waar ek en jy ook in ons lewens moet kom. Nie 10 dinge nie,
een ding. Ek wil net kyk hier so, ek sien nou ons TikTok, ek wil net hier kyk. Ek glo TikTok sal nou weer fyn wees. Hy sê een ding wat ek van die Here begeer. God soek nie net jou mooi praatjies en jou diens bywoning. Hy soek jou teenwoordigheid. Jou teenwoordigheid. Hy sê jaloerse God. Jy kan werk vir God, maar hom nie ken nie. Jy kan preek oor God, maar nie naby hom leef nie. Die vraag is, wanneer laas? Ek vra jou, wanneer laas het jy net stil geword en by God gaan sit? Ja, ek het nou 'n bietjie weggebreek en doen dinge partykeer nodig om net 'n bietjie die normale te kom. Diepte kom ook deur die woord. Lees jy nog die Bybel? Is jy nog steeds in die woord? Jy kan nie God ken buite sy woord nie. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was God. As jy die woord ignoreer in jou lewe, hoor wat ek vanaand vir jou sê, ignoreer jy God ook. Iemand wat nie in die woord is nie, is ook nie met God besig nie. Ek kan nie verstaan, hoe kan 'n persoon, 'n man of 'n vrou, sonder om die Bybel te lees, sonder om met God besig te wees. Want onthou, wat jy in jou lewe water gee, is dit gaan groei. Jeremia 15 sê so mooi in vers 16. Hy sê toe u woorde gevind is, het ek dit opgeëet. Hy het dit opgeëet. So, hierdie is vir my so kosbaar. Dit beteken, hy het dit nie net gelees nie, hy het dit ingeneem. Hy het dit syne gemaak. En wanneer jy met die woord besig is, maak jy dit joune. Oppervlakkige woord, oppervlakkige lewe. Diep woord, diep verhouding. Lees nie net die Bybel nie. Mediteer op die woord. Praat dit, leef dit. Wanneer die woord in jou kom, verander dit jou denke, dit verander jou hart en dit verander jou lewe. Hierdie is baie diep vanaand. En ek deel met jou uit liefde, om vir jou te sê as 'n vrou wat luister, en as 'n man wat luister, en sluit myself in, maar ek is konstant met die woord besig, elke dag met die woord. Het ek het volmaak my lewe? Nee. Maar hoe meer jy ook God in jou lewe het, hoe meer is jy nie lus vir die dinge van die wêreld nie. Want dan verstaan jy hoekom hy sê, ek is 'n jaloerse God. Want hy soek jou aandag. En wanneer jy met jou aandag met iemand deel en daai intiemheid, kom ons harte by mekaar, ons kom in gees by mekaar, en jy verstaan God se hartklop. So vir my om vir jou te sê, diepte kom deur die woord, kan ek vir jou sê, as jy nie die woord lees nie, is jy arm, jy's brandarm. Jy's onder by baba stadium. Jy dink, as ons praat van die geestelike, praat so 'n persoon soos 'n babietjie. Hy redeneer soos 'n kind. Hy tree op soos 'n kind. Hy gooi tantrums soos 'n kind. Want hy's geestelik onvolwasse. Ek hoop dit is wat
wat jy hoor en verstaan, want wanneer die woord in jou kom, verander dit jou denke en jou hart en dit verander jou lewe. Diepte kom deur gebed. Gister se opname het ek hier in die rivierbank die opname gemaak. Ja, en dit is my kosbaar om net vir 'n oomblik daar op die kant te sit, op die rivierbank wat droog is. En net so stil te sit en te luister na die tarantale en so in die verte bokkies te sien en so bewus te word van God. Dit verander jou lewe wanneer jy 'n hongerte het en dit najaag. Gebed is nie 'n plig nie. Dit is 'n gesprek. Jeremia 33 sê dit so mooi in vers 3, roep my aan en ek sal jou antwoord. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê bid sonder ophou. Gebed is waar jy God hoor. Gebed is waar jou hart verander. Gebed is waar jou geloof groei. Kort gebede hou jou eintlik maar net aan die lewe. Maar diep gebede verander jou lewe. Ek hoop jy het gehoor wat ek nou vir jou sê. Kort gebede hou jou in die lewe. Maar 'n diep hongerte en die teenwoordigheid van God in jou lewe, dit verander jou. Ek wil jou nie verander nie. Wat ek wil doen is juis om jou te bedien dat jy ook daai hongerte en begeerte sal hê vir meer. En soos julle sal sien, kom my nommer op die blaaie en stuur vir my WhatsApp en ek laai op ons groepe sodat jy ons dagstukkies elke dag kan ontvang. Het gaan nie oor Stef nie. Nog nooit oor my gegaan nie. Het gaan oor God. Maar gebed is waar jy sy stem hoor. En baie mense praat met God. En as niks fout om met God te praat nie, maar die probleem is, luister ons na God. Gebed is nie net Here gee nie. Gebed is ook om te sê, Here, spreek. Spreek tot ons. Spreek tot ons, Here. Iets wat ek baie keer ook so vir mans en vir vrouens sê waar ek bedien en ek kan dit nie oorbeklemtoon nie. En dit is dat gehoorsaamheid. Obey is better than sacrifice. Ek gaan nie na hierdie boodskap save en dan gaan ek hom weer op TikTok en op YouTube laai en hy sal op Facebook wees. Jy kan nie in diepte beweeg saam met God en ongehoorsaam bly nie. Johannes 14, hy sê so mooi in vers 23, hy sê, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Waar bewaar jy God se woord? In jou kas, op jou bedkassie, of in jou hart? In jou lewe, of waar? As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Ek praat van die teenwoordigheid van God, ek praat van 'n hongerte na God. En vandag beklei ek nie, of ek wys nie vinger nie. Maar hierdie is
so kosbaar. Ek hoor hulle sê op TikTok, ek gaan nou maar weer probeer op wifi sit, maar Facebook lyk vir my loop mooi, so stroop. 1 Samuel 15 sê in vers 22, hy sê, gehoorsaamheid is beter as 'n offerhande. Dankie vir elkeen van u wat in hierdie bediening ook belê. Mag Here jou ryklik seën, wat my hande omhoog hou om te doen wat ek doen, deur om te saai in hierdie bediening. En so doen ek dit omdat ek die passie het en die liefde het. Maar ek wil jou uitnooi. Mag die Here deur hierdie boodskap ook, hierdie kosbare woord, iets weer in jou wakker maak. Dat jy sal sê na vandag, ek wil besigheid met die Here meen. Ek wil besigheid met God meen. Maar hulle sê hak erg. Is baie jammer, jy kan hy gaan nou weer uitgesaai word hierna, gaan ek hom save op my page, op TikTok en op YouTube. Maar jy kan op Facebook my ook volg. Baie mense wil God ervaar, en hulle wil hierdie ervarings van God hê. Maar hulle wil nie verander nie. Moenie hom uitdaag om te verander nie. Pastoor, ek kan van enigiets vra, maar moenie van my vra om te verander nie. Hulle wil sy God se seëning hê, God se krag hê, maar hulle wil nie sy wil doen nie. Nie my wil nie. Nie die predikant se wil nie. God se wil is die belangrikste wat jy najaag in jou lewe. En hoor wat ek vir jou sê, die Heilige Gees werk in suiwering, die Heilige Gees laat jou en my groei, en dan is oorgawe daar. Nou Debbie, dieper vlakke in jou en my lewe kos 'n prys. Om 'n dieper vlak te gaan met God kos jou iets. En ek vra nie baie vanaand van jou nie. Ek wil jou uitnooi dat jy die koste sal bereken en na die diepte van God in jou lewe kyk. Ek en jy het een lewe. Hoekom uitstel en hoekom alles najaag en die lekkerte wil geniet en die oomblik mis in jou purpose in God? Vra maar net. En vir my, ek weet nie, so snel weer terug op TikTok, is hierdie dieper hongerte, kan jy nie aan iemand beskryf nie. Natuurlik deur diepte, wanneer jy die diepte van God wil beleef en ervaar, kom daar toetse, kom druk, en niemand hou van hierdie nie. Maar dit is wat diepte lê, want Jakobus 1, kom en hy sê, ek kry dit net nie reg vanaand nie. TikTok, julle is gewoonlik altyd aanlyn, maar vanaand sit nou maar so. Ek sal hom nou weer post. Jakobus 1 sê in vers 2 en vers 4, ag dit loutere vreugde. Wat dit sê? Ag dit loutere vreugde, wanneer jy in versoeking kom. Nou, hierdie is nie altyd lekker om te hoor nie. So, hoe nader ek jy in God kom, hoe meer is die toetse, en hoe meer is die aanvalle, en hoe meer word die 4 pyle na jou en my kant toe gestuur.
In Psalm 66 sê hy dit so mooi in vers 10 tot vers 12, hy sê, U het ons gelouter soos silwer, soos 'n vuuroond. Diepte word nie in gemak gebou nie, maar in druk. So pyn bring verdieping en nabyheid, en druk bring nabyheid, en pyn bring verdieping, en toetse in jou en in my lewe bring groei. Hoe hartseer is dit, dat as jy nie naby God is nie, dat jy gaan kwaad wees vir die toetse. As jy nie God soek nie, en onthou nou, ek wil vanaand iets sê, dis maklik om, dis baie maklik om te kan amen en halleluja as dit goed gaan. Maar wanneer die pop op die fan stryk om nog steeds amen en halleluja te kan sê, ander storie. En vanaand dink ek aan diepte en ek dink aan hierdie proses in jou en my lewe. En ek vra ook myself, waar vind ons onsself? Met wat is ons mee besig? Want in moeilike tye, jy leer ons om anderste te bid, anderste te vertrou, en anderste te soek. En natuurlik, wat die vyand bedoel vir skade, gebruik God vir diepte. 'n verleentheid word 'n geleentheid. En natuurlik weet ek en jy dat hierdie is maar net tydelik, die verdrukking wat jy beleef en ervaar en wat jy deurgaan. Filippense 3 sê in vers 10, hy sê dat ek hom kan ken. Dat ek hom kan ken. En weet jy, vir my is hierdie so belangrik. Paulus sê nie dat ek suksesvol kan wees nie, dat ek meer kan hê in my lewe, 'n mooi kar en 'n mooi huis en groot bankrekening. Paulus praat nie hiervan nie, en daarmee is ook niks fout nie, maar hy sê dat ek hom kan ken. Dat ek hom kan ken. Dit is die doel van die lewe. Nie net seëninge nie, maar verhouding. Ek wil jou uitdaag en ek wil jou wat luister vra. Net 'n vraag. Meet jou eie geestestoestand, jou eie gees. Is ek oppervlakkig in my verhouding met God? Of is ek in 'n diep verhouding met God? Vra jouself, spandeer ek tyd met God? Het ek nog 'n hongerte vir God? Nie vir oulike dienste en oulike praise and worship nie, maar het ek nog 'n hongerte in my hart? Miskien het jy koud geword en miskien is jy besig, maar leeg. Vandag sê die Here vir jou en my eintlik net, kom nader na my toe. Kom terug na my toe en hoor wat ek vir jou sê. En ek glo vandag, jy gaan hierdie boodskap share en iemand tag en dat dit vir jou baie gaan beteken. Here, wat 'n voorreg het ons net voor U kan kom stil word. Daar is niemand soos U nie. Niemand wat opgemeet kan word
met U nie. Here, U is lofwaardig, U is heilig, U swem vir die tempel. Maar vandag bid ek ook dat U harte sal aanraak. Here, ons erken dat ons baie keer met godsdienst besig is en nie met U nie. Ek bid vanaand dat daar weer 'n hongerte in harte en in lewens sal wees. Dat ons nie sal kerk speel nie. Dat het nie oor godsdienst sal gaan nie. Maar dat ons gehoorsaam sal wees. Want is beter as 'n offer. Ek bid vir jou vir diepte in die Here. Ek bid vir jou vir wysheid en insig. En ook dat jy weer opgewonde sal raak oor God en ook oor sy werk en oor jou verhouding met God. Amen. Ek het gesien, iemand het op Facebook my nommer geplaas, maar daai vrou, weet nie waar kry sy daai nommer nie. Dankie Renier, ek sien hy daai nommer gaan, ek het daai dame geblok, want ek dink sy het 'n vals nommer daar gesit. So jy sal sien my nommer op Facebook, plaas Renier op, en Ivan en Elmarie op TikTok. Dankie, Magda het my nommer geplaas, waardeer jy Magda. Mag jy op TikTok en op YouTube en op Facebook sommer net groei in die Here. Mag daai hongerte opgewek word van diep binne van meer van God in jou lewe. Dankie vir elkeen wat vir my bid, vir hierdie bediening. Mag die Here jou ryklik seën. Ook vir jou wat in hierdie bediening belê. So bid ek vir jou 1000-voudig die seën van die Here toe. So môre sal jy sien, gaan ons sal ek hom weer pre-record. Ek is nou op 'n plekkie wat ek kan uitsaai, en dit was my lekker gewees om 'n bietjie live saam met julle te kuier. Daar sien ek my ma ook, al die pad uit Rustenburg. Nou ja, dit is lekker gewees, mag julle 'n geseënde aand hê, groete vir Sproete, en 'n lekkie vir Vlekkie. God bless.